Hulle vroue, manne, die gemeente en ook alle besoekers gegroet in die mooie naam van die Here. Ons is bly vir die Here, vir die wonderlike atmosfeer wat die Here in ons midde skep, sodat ons kan weet dat die Here op hierdie plek is. Nou al hierdie goede gebeur dierbare, sodat ons kan weet daar is uitkentekens van die Heilige Gees se besoek aan God se kerk. Amen. As daar nie uitkentekens is nie, dan gaan ons maar weer hier uit soos wat ons ingekom het. Maar die Heilige Gees teenwoordigheid wys God se grootheid, se goedheid vir ons uit. Soms kom ons bedruk in die teenwoordigheid van die Here met baie probleme en omstandighede, maar wanneer die gewaarwording van die Heilige Gees gesien word, dan gaan al die oudjies, hulle word in die see ingerol. Amen. Nou dierbares, nou ons het 39 jaar in ons huwelik oud geword. Amen. So volgende jaar dierbare, dan is het 40 jaar. Ja, amen. En dan gaan Jabes gemeente 'n fees hê. Ja, wag nou. Ek sê dan gaan die gemeente 'n fees hê. U gaan definitief almal, u kry nou al die uitnodiging. U kry die uitnodiging, ons gaan dit laat ruk. 40 jaar. Amen. So u kan maar u reg kry, kry maar u roostertjie reg vir volgende jaar. Die datum gaan definitief deurkom. Amen. Ons gaan dit amptelik vier, want as die Here vir Israel goed is, dan moet daar tekens wees van Israel dat hulle dankbaar is. En ons gaan ons dankbaarheid volgende jaar gaan ons wys 40 jaar. Niemand dierbaar is. 40 jaar. Ja, wag nou. Ek sê 40 jaar is nie speel die precies. As die 14 jaar die dierbaar. As ook die 4 jaar, ja, by die 4 is daar voor en 0 afgesit. As 40 jaar. Amen. En jy kan sien, ons is nog spring chickens. Ja, wag nou. Ons vlieg nog. As die mense die vlieg. Ek sê spring chickens. Ons kan nog op die een been en op die ander been spring. Sonder om te val. En julle word nie eens bly nie. As die mense in die plek. Wat dierbaar is, ons praat vanmorgen met die kerk oor die inwoning
van die Heilige Gees. En ons het baie skriffies hier, as u 'n pen het, skryf maar die versies af. Wat gaan vir u bemoedig? Ons het baie van hierdie gedeeltes het ons al behandel op verskillende wyse. Maar ek wil vanmôre vir u weer herinner aan waar u staan ten opsigte die Heilige Gees wat u van 'n draer is. As die mense hier, soms dan gaan ons ook maar aan en het gaan maar deur middel van 'n gewoonte. Maar ons moet weer plek kom waar ons weer kan besef die belangrikheid van die dra van God se Heilige Gees. Daarom woon hy by ons in. En ek het net 2 versies wat ek gaan lees, en dis bekende versies in die boek van 1 Korinte hoofstuk 3, 16 en 17. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Die Here seën sy geleesde woord en welgeluksalig is elkeen van ons wat die woord van die Here hoor en dit ook so doen. Die Here is baie lief vir sy kinders. Hy's lief vir hulle wat hom aangeneem het as verlosser en saligmaker. Daarom sal hy gedurig deur middel van die Heilige Gees vir ons leiding en rigting gee. Want ons behoort nie meer aan onsself nie. Ons behoort aan iemand wat nou die bestuurder is van ons lewe. As die mense hier, ons doen en maak en breek nie meer soos ons dit gedoen het toe ons in die wêreld was nie. Daar het nou 'n ommeswaai gekom in ons lewe. Ons is anders. Sê vir die persoon langs aan jou, ek is anders. En ons moet die Heilige Gees moet ons herken in ons lewe, anders kan hy niks in en deur ons doen nie. Ons moet, ek sê vanmôre vir die kerk van die Here, ons moet die Heilige Gees herken. Daar is tekens waarin God wil hê sy kinders moet weet, hy is in hulle midde en dit is deur die Heilige Gees. En as ons hom nie herken nie, sal God nie daai tekens vir ons kan gee nie. Nee, wag nie. Hy is daar om God se glorie, God se grootheid aan ons uit te beeld. Dat ons kan weet wie die hemel, die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak het. Ons moet weet wie hy is. Selfs sover kan hy manifesteer in die midde van sy kinders, dat ons ook na die mens kan kyk en sien God se grootheid. Want waar is die Heilige Gees? Hy woon by ons in. So daar sal tekens wees wanneer die Heilige Gees deur God instruksies gegee word om vir ons die grootheid van die Here te wys. Amen. Toe ons Jesus in ons lewe aangeneem het, by ons kom dit toe dierbaar is. Johannes 1:12, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Jy dra die DNA van Christus nou in jou lewe. Jou bloed is deurweek met die bloed van Jesus, wat jou nie maak 'n nakind nie, maar 'n egte kind. As jy dierbaar is met my,
Deur middel van die wedergeboorte is ons nou egte kinders. Amen, amen. Vers 13 sê van Johannes 1 versie 13, want nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Amen. Heeltemal nie gebore. Jy's gewederbaar. Amen. Nou God het sy gees aan ons gegee deur die wedergeboorte volgens Johannes 3 versie 3. Wat sê Jesus? Jesus antwoord en sê vir hom, vir Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. Daar's net een manier om eendag vir Jesus te sien, en dit is deur die wedergeboorte. Amen. Jy sal nie eendag by God se koninkryk kan uitkom as dit nie gebeur deur die wedergeboorte nie. En die wedergeboorte praat van Johannes 1:12, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, hulle wie in sy naam glo. Amen. Vers 4, Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Hy is verbaas vir dit wat Jesus sê, want hierdie is geestelik en jy moet dit geestelik beoordeel. Die koninkryk van God kan jy nie sien nie as jy nie weer gebore word nie. Dis 'n geestelike manifestasie, 'n geestelike werk wat God doen. Amen. Jesus antwoord in vers 5. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God ingaan nie. Hy kan nie. Hy moet deur die water gaan en hy moet deur die gees wat ons ontvang het, moet hy wedergebore word. Daarom sê 2 Korinte 5:17, en dis die wedergeboorte. As iemand in Christus is hy 'n wat? 'n nuwe skepsel, gewederbaar. Die ou dinge, die ou lewe het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Jy is 'n nuwe mens. Amen. Jou spraak verander. Die manier van praat verander. Die manier van dink verander. Jou lewenswyse verander radikaal. Jy is nie meer die ou mens. Amen. Nou jy 'n happel in jou stappie. Daai tyd wat jy heeltemal reg vooroor van die druk van die lewe. As die dierbare met my. Die ouens wat swaar skollies is, hy manier, hulle sê mos hulle rol. As hy sommer aankom, dan kom hy sommer so aan. Moet jy nog laat hy hier in 'n tavern inkom, hy moet almal kennis neem, hy sien. Maar toe Jesus inkom, en as hy inkom, dan verander die rol. Jy spin regop. Jy verstaan ook nie hoe kon jy so. Verstaan nie, ja. Dit bly net so. Kom jy van die werk af en jy kom in die huis en is net so. Almal het al gesien is jy nie. Maar as hulle jou weer kyk, dan kan hulle nie regtig verstaan hoekom loop jy nou so nie. Want daar het 'n change. Halleluja! Wat is die manier van loop? Amen. As die dierbaar is met my, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Daar het 'n ommeswaai gekom. Daar het 'n ommeswaai gekom.
Wanneer hulle vir jou kos voorgesit het, het jy geëet soos 'n hond. Jy druk net in asof jy nie weer 'n kans gaan kry nie. Maar nou, gee hulle vir jou 'n mes en 'n vork. Jy eet, alles sit vir jou nog 'n voorskoot lappie op. Glory! Daar het 'n ommeswaai gekom. Jy het jou hand in die kos gedruk. Dis waar. Nou sit jy met 'n mes en 'n vork. En as jy klaar geëet het, die mes lê nie daar in die vork nie. Nou, iemand moet nog ietsie verstaan hoe werk dit. Dat ek kom ook sommer reg. Nou daar's hulle wat klaar geëet het, dan sit hulle die mes en vork sommer net so neer. As hy net so neergesit is of word, dan sê jy het nog nie klaar geëet nie. Wanneer jy, ek weet die mense wat die ene van hou wat hulle weet nie. Wanneer jy klaar geëet het, dan sit jy hulle twee langs mekaar. Dan weet die mense hulle kan jou bord wegpak. Vir hulle wat om al die pad nog so langs so een kan sit. Dis hoekom die mense wil jou bord wegvat, want hulle weet nie of jy klaar is. Jou mes en vork lê langs mekaar. Amen. Op die bord. Dit sê jy klaar geëet. Amen. Maar as die een daar lê, miskien is al die vork en die mes dan wat jy nog moet regkry. Al die ander goed is reg. Here ons prys U. As die mense in die plek. So daar het 'n verandering gekom in ons lewe deur die wedergeboorte. Jy het al die pad maar net as jy opgestaan het, die bed so gelos. Iemand anders het die bed vir jou opgemaak. Jy maak nou jou eie bed op. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Jy vra ook nou wanneer word jy nou weer met jy skoon beddegoed oorgetrek, want jy het sommer vir maande op hy beddegoed getrek. Is hier nog mense hier? Nou vra jy ook skoon beddegoed. Hulle het al geweet dat jy werk toe kom, maar ry jy soos die bed. En hulle ry jou elke dag al het jy ander klere aangetrek. Jy ry na bed. As iemand in Christus is, as hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het niet goed. Ek wil 'n paar goed uitwys hier, wat baie prakties wees. Die manier hoe jy met jou geld in die wêreld gewerk het, was hier afswyne toe. Jy het nou 'n bankrekening. Jy het ook nou 'n begroting. Jy sê ook nou waar jou geld gaan. Het jy geweet dat as iemand in Christus is dierbaar is, as jou eie saak as jy nog swaar kry. Want hy moet dit nou demonstreer. As jy in die wêreld is, het jou geld mos vir die swyne, vir drank, vir drugs, vir tabak, petrol in die kar, en ry jy die hele nag die petrol klaar. Jy betaal self die petrol. Die Here kom nou in, jy's 'n nuwe mens. So as jy nie 'n stoof het nie, moet jy nou al by die tyd al 'n stoof gekry het. Want daai geld wat vir die drugs, vir die drank, vir daai ongoddelike lewe gegaan het, is nou in jou sak. Daar kan ook nou, jy nou nog nie 'n bankrekening het nie, kom sien my asseblief na die diens dat ons kan praat. Amen. Want die geld kom nou terug
terug wat jy verloor het. Die Here vergoed jou vir dit wat die afknyper, die kaalvreter van jou gevat het. Die Here bring nou herstel. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Jy kry ook 'n beter werk. Daai klippe kap en daai werk wat jou gemaak het dat jy nie meer hare gesny het. Jy sny nou hare. Het jy gebeur as tipe werke wat jou maak dat jy geen nie meer om hoe jy werk toe aantrek nie. Jy gaan maar net aan. Maar die nuwe skepsel maak jou nou verantwoordelik vir 'n werk waar jou baas jou kan vertrou. Kan ons die Here prys gee in die huis? Jy's 'n splinter nuwe skepsel. As iemand in Christus is. Nicodemus verstaan nie die saak nie. Maar dit is te verstaan. As jy vleeslik is, kan jy nie die goddelikheid verstaan nie. Jy moet bekeer om te verstaan. Die wêreld, jy moet dit ook in gedagte hou vanmôre. Die wêreld gaan op jou anders kyk. Want hulle verstaan nie die werk wat die Here in jou lewe gemaak het. Want die lewe, die verandering is nie 'n handgemaakte werkie, is 'n wonderwerk wat die Here op ek en nie uitgevoer het. Ek sê dit is 'n wonderwerk. Ja. Dis die dierbares. Iemand kan nog gesond word, genesing ontvang. Dis so reg. Jy kan meer geld ontvang. Maar wanneer jou lewe verander word deur bekering, is dit die grootste wonderwerk wat daar nog plaasgevind het op hierdie aarde. Want wat gebeur met dit? Jy ontvang God se Heilige Gees. Hy woon nou by jou in. Wat eintlik sê, daar is 'n change in jou lewe en in die doen en maak soos jy voorheen geleef het. Daar het iets wonderlik met ons gebeur toe Christus in ons lewe, toe ons Christus in ons lewe aangeneem het. Ons lewe het radikaal verander. Dit wat hulle van jou gesê het, kan hulle nie meer sê. Ek sê, dit wat hulle van jou gesê het, as van hulle wat jou 'n lelike bynaam gegee het, hulle het hom ook nou verander. Want daar change gekom in jou lewe. As die dierbares met my, die wêreld gee ons ook maar somme name, op grond van hoe ons lewe, en hoe ons in hulle binnekringe beweeg. Maar wanneer Jesus ingekom het, kan hulle nie meer die lelike naam op jou gebruik. Ons sonde is vergewe, onvoorwaardelik. Ons het niks gedoen om dit te verdien nie. Ons manier van praat het verander, ons manier van dink het verander, en so ook ons manier van lewe. Hoe jy na mense gekyk het, hoe jy gedink het van hulle, het nou verander. Jy sien God se toonbeeld binne die mense, wat jy voorheen nie gesien het nie. Jy het net geoordeel. Iemand dierbaar is die waarheid, man. Die sonde wat ons die lelike mens gemaak het, is ons vergewe. 1 Johannes 1:9. As ons sondes bely, hy is getrou regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtighede te reinig. Psalm 103:12. So ver as wat die ooste verwyderd is van die weste, so verwyder hy ons oortredinge van ons. Is die mense nog hier? Spreuke 28:13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan,
sal barmhartigheid vind. En in hierdie wedergeboorte het ons nou laat staan. Ons is nie meer by dit nie. As jou eie saak dierbaar is, as jy nog by dit is, want dan gaan jy nie voorspoedig wees. Dis die woord. Jy gaan sukkel. Die eerste bekeerlinge in die boek van Handelinge 2:37. Die Bybel sê toe hulle dit hoor, toe is hulle diep in hulle harte getref en hulle vra vir Petrus en die apostels, wat moet ons doen om gered te word? In vers 38 sê Petrus vir hulle, bekeer julle en laat julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes. Sien, hy sondes word uitgewis deur middel van die bekering. Amen. Versie 39 sê, want die beloftes kom julle toe, julle en julle kinders en hulle wat daar ver is, wat God na hom toe sal roep. Amen. Wat eintlik sê, hierdie ding wat met ons gebeur, die bekering, bring voordele tot op ons kinders se kinders en hulle wat daar ver is, wat God na hom toe sal roep. So hier is voordele in die bekering. Is die mense hier? Ons kinders se kinders gaan ook eet en drink van die goedheid, die seën van die Here wat op ons lewe was. Halleluja. Wanneer ons nie meer daar is nie. Amen. Ons het die Heilige Gees ontvang en daardeur kom die gawes nou ons te pas. En dit wat Paulus hier sê, julle sal die gawes van die Heilige, en het ons dit nie ontvang nie? Amen. In jou eie saak, as jy die lig vat en jy steek hom weg onder die maanhemel, almal moet hom sien. As u nog hier. Amen. Ons het die Heilige Gees ook nie ontvang uit die bloed of uit die wil van vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God deur die wedergeboorte. Amen. Mense het nie hulle bloed vir ons gegee nie. Ons het onheilig gewandel en gehandel. Nou is ons geheilig deur die Heilige Gees. Amen. En hoe word ons geheilig deur die Heilige Gees? 1 Korinte 3:16, wat ons gelees het. Weet julle dan nie, dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees, en dat hy waar woon, dat hy binne in julle woon nie? En Paulus skryf dit aan hierdie Korinte, die gemeente van Korinte. Die tempel wat hy hiervan praat, is ons liggame. Dit het nou 'n gebou geword vir God se Gees om in te woon. Amen. As die mense hier. Amen. Sy Gees, die Heilige Gees, woon nou in ons. En dit moet ons totaal anders maak. Skoon, rein en heilig. Amen. Want waar is die Heilige Gees? Binne in ons. So ons moet nou skoon, rein en heilig lewe voor die Here. Ons het nie 'n keuse nie. Anders is jy afvallig. Anders het jy weer die wêreld in jou lewe weer lief gekry. Want daar moet nou 'n skoon, rein lewe voor die Here wees. Die Heilige Gees het 'n funksie binne in ons. En ons moet die funksie verstaan. Het jy geweet, as jy deur hom lewe, dan hou hy ook hierdie gebou skoon en gesond. Amen. As siekte, hy word mos nie. As siekte jou liggaam aanval, sal die Heilige Gees toetree in krag om hom te verwyder. Amen. Sê die waarheid. Ek het vanoggend half uur lees. Ek het al die pille. Amper sê ek skille. Al die pille gevat en uit my kamer uitgesit.
Het jy geweet, ons is soms so desperaat om gesond te word. En die rede hoekom ons so sieklik is, God het ons nog nooit in en met geboorte pille, nie as die Bybel praat van pille nie. Hallo! Ek weet met my nou miauw. Hallo! Die Bybel sê, toe Jesus deur Jericho gaan, het hy die siekes gesond gemaak. Krepeles het geloop, blindes het gesien, malaatses is gereinig en die dooies het opgestaan. Het jy geweet, dierbaar, ons is so desperaat, dat jy al die type medisynes en hoestrope, jy drink het deur mekaar. Jou liggaam is mos nou nie vir dit gemaak nie. Nou kom al die pyne, en is altyd eerste hier. Hulle sê is in die kruis. Hy nee. As die mense hier, ons self, jy drink al die type goed deur mekaar, want jy is desperaat om gezond te word. Maar is dit in die wil van die Here? Nee. Vat maar hierdie pille en gooi kookwater op hulle uit. En sien jy is net so 'n stuk rubber. Rubber wat in hierdie liggaam, en hierdie liggaam is nie aan mekaar gesit met rubber. Tyring is vleis die. Amen. As die mense is vleis die. Vat hy hempers en gooi kookwater daarop, dan gaan jy sien hy verander in rubber. Ek sê nou nie, jy moet glad die pille drink. Want die Here is ook in die pille. Maar jy moet hulle baie wys drink. Die dokter sê, jy drink sommer 5 om gauw gezond te word. As die dierbaar is met my. Die Bybel sê iets baie mooi dierbaar is, in die boek van 1 Timoteus, hoofstuk 3, en dit is wat ek nou, oor 1 Timoteus hoofstuk 4, versie 13, en dit is wat ek nou doen. Hy sê, totdat ek kom, sê vir Timoteus, moet jy aanhou met die voorlesing, die vermaning en die lering. Nou die vermaning, ek gee jy nie 'n vermaning nou nie. Uit die woord van die Here, die voorlesing van die woord, kry ons outomaties die vermaning. Amen. Nou sê hy in versie 15 van 1 Timoteus 4. Hy sê, wees vlytig in hierdie dinge, lewe daarin, sodat wat moet gebeur? Sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. En as jou vooruitgang vir almal duidelik is, dan gaan mense jou lewe begeer. Hulle wil wees soos jy. Hulle wil dinge doen soos jy. Iemand het die ander dag gesê, hulle daar by die huis so 'n paar games gespeel, rondom die gemeente. Toe sê hulle, vra daar, word nou gevra vir die kinders, hoe juig pastoor? Toe wys die kinders. Wat eintlik sê, hulle hou jou op. Hulle hou ons doop. En so sê Paulus, dat julle vooruitgang vir almal duidelik kan wees. As die dierbaar is met my. Ons moet dierbaar is. En dit is wat Maleagi sê. 3 versie 10. Hy sê, en beproef my hierin, en kyk of ek in die vensters van die hemel vir julle kan oopmaak. Genesing lê in dit opgesê. God wil hê ons moet hom toets, nie versoekie. Toets en kyk
of hy nie vir ons die vensters van die hemel, siekte, seëninge, al hierdie goede wat jy moet kry, gaan die Here doen op grond van sy woord. Amen. As die mense hier, dis die woord van die Here. Amen. Jy lyk nou alright van die pille. Oor 'n week, dan moet ons jou kom besoek. Wat lyk jy te oordosis gevat. Maar die manier hoe jy desperaat is om jou gesond te maak. Jy drink sommer Disprin, en drink jy die wat is die daai klein geel pilletjie? Allergens. En dan drink jy weer die pers enetjie met die klomspakkeltjies op. En dan drink jy sommer 3 pynpille, jy het nie pyn nie. As niks pyn nie. Dit is mooi. As niks pyn nie, maar jy drink ook vir pyn. Dan sê jy, vra jy pastoor, waar kry jy hulle daai ginger tea? Dat is so waar op. Die net lemon het dier gewoon. Ek drink sommer 2 voor ek gaan slaap. Op my pille. Die waar is met my. En dan het ons gehoor, jy kan jou eie mengsel ook aanmaak by die huis. By die ginger tea van pastoor is daar nog 'n mengsel. As die dierbaar is met my. Wat jy ook, jy het 'n klomp sakkies suurlemoene gekoop, jy druk hulle uit. As die dierbaar is met my. Hulle het ook nooit gesê, jy moet die ginger kook, jy kook die ginger. Alles in een. Maar vir daai oomblik voel jy, jy's okay. 'n week daarna, dan staan ons op jou bed. Want die uitwerking was nie onmiddellik. Hy het tyd gevat. En as ek vra, waar is jy? Die heel eerste ding, pastoor, is so koud, ek weet hoekom sweet ek so. Jy sal sweet. Want alles is op ingebou. As die dierbaar is met my. 1 Timoteus 4:13. Dit is wat ek wil doen. Totdat ek kom, hou aan met die voorlesing, vermaning en die leer. Amen. As die mense hier, ons wil soms die goed te hoor nie. Maar die goed as jy dit toepas, dan kan hierdie ding vir jou baie voordele hê. Ja, wat ene wat jou sien, hulle kry jou jammer. Dan sê hulle wat jy moet drink. Hulle het nog nooit so gedrink. Jy vat allerlei raad en jy gooi dit op 1 dag in 1 pot en jy drink alles. As die mense in die plek. Daar is niks van om 'n met lemon te drink. Daar is niks fout nie. Maar om allerlei goede so saam te kry, vinnig gesond te word, dierbare, het nie die positiewe uitwerking. Nou sê Paulus in versie 17. As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is ons. As die mense hier, dit wil sê, ons is die gebou vir die Heilige Gees om in te woon. En as die Heilige Gees in die gebou woon, moet die gebou altyd skoon en rein gehou word. Wat doen ons by ons huis? Ons hou die huis skoon. Jy mop nou en dan bietjie die vloer. En die water alleen kan nie net die vloer, jy moet iets ingooi. Om die vloer skoon te maak. As die dierbare is, dit wil sê, jy moet altyd deur iets doen, om die waarde van die gebou te besef, om dan nou die middels te gebruik om die gebou skoon te hou. En dit is wat die Heilige Gees van ons vra. Jy moet hom oppas. Jy moet kyk na hierdie gebou. En die feit dat die Heilige Gees by ons inwoon,
maak nou outomaties ons heilig. Die man dierbaar is. Die feit dat die Heilige Gees in die gebou inwoon, maak die gebou heilig. So ek kan nie die gebou onheilig nie. Want God sê, dan gaat hy my bykom. As die dierbaar is met my. As iemand die tempel skend, sal God hom skend. Nou baie kere verstaan ons hoekom dinge nie in ons lewe wil regloop nie. Ons skend die tempel. En die Here sê God het, hy duidelik sê in die woord, vers 17, hy gaan ons skend. Hy gaan ons slaan. As ons hierdie tempel van hom skend, sal God hom skend. Hy gaan ons straf gee. Dit sê ook vir ons vandag, ons moet oppas wat ons in die gebou, die tempel toelaat, of laat ingaan, of laat uitgaan. As jy dierbaar is met my, wat sit jy alles in die liggaam in? Die tempel. Jy moet onthou, jy was 'n sondaar. Jy het na die Here toe gekom. Jy moet nou bly by die voorskrifte van dit wat die Here vir jou gegee het en vir my gegee het. Jy kan nie die tempel, jy dan bekeer. Nou hoekom laat jy ander goede nou hier binne in? Jy moet hierdie tempel, soos God die voorskrif gegee het, hoe jy na hierdie tempel moet kyk, so moet jy na die tempel kyk. As jy dierbaar is met my. Maar nou sê Jesus 'n ander ding hier in die boek van Matteus hoofstuk 15, vers 11. Nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie. Maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. Maar hy het nog nie gekyk na hierdie ding van wat ons vandag mee alles besig mee is en wat ons toelaat in ons liggaam. Hy het dit om 'n ander rede gesê. As jy dierbaar is met my. Dan openbaar Jesus dit vir sy disippels, want hulle verstaan nou nie wat hy hier probeer vir hulle sê. Nou openbaar hy die woord aan hulle in vers 18. Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. Dis die ene. En dit is wat die mens onrein maak, nie die ene nie. So elke keer wanneer jy lelik dink, hier, dan is dit iets wat uit die mond uitgaan. As jy dierbaar is met my, wat jy dink van ander mense, hoe jy mense hanteer, voordat jy hulle nog hanteer, sleg hanteer, het jy al klaar hier by die bo, het jy al klaar 'n sommetje vir jou gemaak. Nou sê in vers 19, want uit die hart kom daar slegte gedagtes, dit wat ek nog gesê het. Moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal, al die goed te kom. Byvoorbeeld, hoe, as die Bybel sê, daar kom egbreek. Egbreek is nie altyd jy moet saam met die vrou gaan slaap of in die huwelik. Egbreek is wanneer jy na iemand kyk en jy begeer hy persoon. Dan het jy klaar egbreek gepleeg. Waar kom dit uit? Het kom hier uit hierdie hart uit. Hoerery. Jy het al klaar al 'n prentjie gemaak, hoe gaan jy slaap en jy het al klaar die goed uitgewerk hierso. As die mense hier. Diewery. Jy hou lankal my huis dop. En jy hou my bewegings dop en alles wat hier in jou kop aangaan. Hoe gaan jy daar inkom? Totdat jy daar ingekom het. Valse getuienis, jy boetie, as chommies van jou. Jy sal nooit hulle, jy sê ek sal jou nooit drop nie. So jy gee soms valse getuienisse om hierdie boetie van jou te beskerm. Maar het begin altyd hier. Enige iets wat verkeerd, wat jy wil verkeerd doen, jy doen hom nie net sommer nie. Hy begin hier. As jy dierbaar is met my.
Dit is hierdie dinge, vers 20, wat sê Jesus, wat die mens onrein maak, maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie, want dit was eintlik die topic. Want die Fariseërs sê, hulle mag nie met vuile hande eet nie. En Jesus sê vir hulle, wat die mens inneem in die liggaam in, kan hom nie onrein maak. Amen. Maar dit wat uitkom. Maar hy gaan nou verder en hy gaan op 'n geestelike level met hulle. En hy wys hoe kan die mens hierbo kan hy hier in die hart verkeerd dink. Daar is manne, daar is vroue wat die een die ander uittrek met die gedagte. Kaal uittrek. Dit hierbaar is met my. Net met die ding. Die hart. U is heilig, u sal nie hierdie ene verstaan wat ek nou sê. Maar at least verstaan u nou. Soos ek hom oopmaak. Amen. Daarom, as ons deur die Heilige Gees lewe, sal daar nie sulke slegte dinge uit ons hart kom hierbo nie. Ja. As ons hom herken hier binnekant. Daarom sê Paulus nou in Galasiërs 5:16, hy sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die werke van die vlees volbring nie. As die mense hier. Daarom dierbaar is om die Heilige Gees en te verstaan hoe hy werk, moet ons baie bid. Moet ons baie die woord van die Here lees. Dan gaan ons 'n groter prentjie kry. Dan gaan jy jou broer en suster ook nie so maklik sommer so veroordeel nie. 1 Korinte 6:19. Of weet julle nie? Hy sê dieselfde ding wat hy sê, wat Paulus in 1 Korinte 3:16 gesê het. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige, dis nou 1 Korinte 6:19. Van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie. Sien jy, ons behoort nou nie meer aan onsself nie. Daarom het God self toegelaat dat die Heilige Gees beheer oor ons lewe neem, omdat ons nie aan onsself behoort nie. Ons behoort aan hom en hy as God kan nou maak met ons lewe, nie soos ons wil nie, maar soos hy wil. Amen. Amen. Om vir u nou weer te demonstreer. As ek hierdie brulhouer vat en ek gee dit vanmôre vir Kiwisa. Ek sê, vat dit, ek bless jou met dit. Sodra dit in haar hande kom, is dit nie meer myne nie, is dit haar nie. Yes, amen. Sy kan nou met dit maak net soos sy wil. Ja. Al gaan sy ook haar agter die kamer, en sy gaan haar die klein bytjie, en sy kap hom fyn en flenters. Kan ek niks doen nie, want dit is nie meer myne nie. Dis haar nie. Ek kan ook nie 'n saak gaan maak en sê sy het dit gesteel, toe kap sy dit so nie. Ek het dit vir haar gegee, en so dra die ding jou hand verlaat, en hy word die volgende persoon se, dan is nie meer jou nie. Amen. Daarom jy wat so nou dan mense bless, los hy goed om die mens dop te hou, wat maak hy met dit? Hy kan maak met dit net soos hy wil. Amen. Amen. Jy gee die persoon 'n rok. Ja. Jy kyk nou wanneer is daar skere en goed aan die rok. Dit is jou besigheid om nie. Daai ding behoort aan daai persoon. Net so die Bybel sê die woord van die Here hier. Ons behoort nou aan wie? Aan hom. Want wat sê Johannes 1:12? Ons lewe aan hom gegee. So hy kan nou maak met jou lewe net soos hy wil. Nou gee ek u R1000. En as ek weer kom kry R1000 jou afvallig gemaak, jy nou die tik gaan koop met dit. Wat kan ek nou daaraan doen? Dis nie meer myne nie, as Jonas wat jy kon maak met R1000 net so doen. Amen. Niemand, daai persoon het nie reg om aan jou verslag te doen.
Want dis aan hom gegee. As die mense hier. Ons behoort nie meer aan onsself nie, want ons het onsself aan Christus gegee. Nou sê in 1 Korinte 6:20, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees wat aan God behoort. So God het beheer oor hierdie gees wat ek in u dra, want ons het ons aan hom gegee. Hy het ons nie, hy het homself nie aan ons gegee nie. Hallo. Anders was hy ons eiendom. En ons kan met hom maak soos ons wil. Maar ons het onsself aan hom gegee, so ons is nou sy eiendom. Hallo. Hy kan nou maak met ons soos ons wil, maar nou gee hier vir ons instruksie. Hy sê, nou moet ons, omdat ons so duur gekoop is, moet ons God verheerlik deur ons liggame en in julle gees wat aan God behoort. Hallo. So hy leen dit aan ons, omdat ons sy eiendom is. As jy 'n pa, dis mos sy kind daai. Soos hy die kind winkel toe vat, dan koop hy vir die kind en hy wil hê hy kind moet mooi lyk in hy klere. Ja. Hy gaan nie sommer enige size vat nie. Hy vat die regte size. Anders dan kom die seun nie aan met 'n rokkie. En dit gaan 'n skande wees vir die pa. Man het die hempie gekoop wat net tot hier kom, halflik. Asof dit 'n mode is. As die dierbaar is met my. Hy koop dit vir daai kind, daai skoen, hy maak seker dis die regte size. En wanneer God na ons kyk en hy wil vir ons iets doen, dan doen hy na die behoefte wat ek het. Amen. As die mense hier. Wat beteken ons moet God dag en nag verheerlik deur ons liggame, want ons is duur gekoop. Jy maak nie meer met jou liggaam soos jy wil nie. As die dierbaar is met my, jou liggaam moet God verheerlik, want jy behoort nie meer aan jouself, jy behoort aan hom. Amen. Daarom seën hy jou met geld, sodat jy vir jou klere koop wat pas, en dat jy kan mooi en goed lyk. Hallo. Jy kan het daarom nou nie met die laaste. Jy het nie baie nie. Die laaste nog 'n oversized baadjie gaan koop. Nee, heerlik. Of 'n broekie wat se enkel die size van die ding as hulle hier. Met die laaste wat die Here wil. Die laaste, jy weet nie, en jy kry nou daai voorreg. Nee, dan moet hulle nog 'n ander stuk laphat tussenin sit. Met jou laaste. As jy dierbaar, jy gaan met die laaste, gaan jy die beste van dit maak. En dis hoe die Here na ons kyk. Hy seën ons, sodat ons daardeur hom kan verheerlik. Want ons behoort nie meer aan onsself nie. Ons behoort aan hom. Amen. Ons het die voordeel om heilig, skoon en rein te lewe, want die Heilige Gees woon waar binne ons. Daarom kan daar nie ruimte gemaak word vir sonde nie. Nee, jammer, ek sien nie kans. Vir die lewe wat ek geleef het, ek sien nie meer kans om dit weer te lewe. Ek is daarom nie so vaak. En hoe ek daaruit verlossing gekry het, is net die genade van die Here. Hoe kan ek so vaak wees en weer dieselfde ding gaan doen waarvan die Here my verlos het? Ek kan daarom nie so vaak wees. En as ek kyk na hierdie man, dan is dit 'n lewe wat die Here regtig verander. En die getuienis van my kom op sekere tye deur. Hy kan nie al die pad uitkom. En dit moet ons ook leer. Jy sê nie waar jy kom
Jy was 'n hoerjaar. Ja. Sien die mense jou, ek was 'n daggaroker. Dit wil sê, daai ding, jy het nog lus vir dit. As jy getuig aanhou van daai ding, dan sê jy's dors vir 'n bier. As die mense hier, jy gee daai getuienis volgens Hebreërs hoofstuk 6 versie 3, as God dit toelaat, gaan jy vir iemand daai getuienis gee, maar dit op baie spesifieke tyd. Romeine 8:11. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom is ons nie dood nie, dierbares. Ons juig in koordans vir die Here wat ons het lewendig geword. Amen. Ons worry nie wat die van my sê nie. Jy gee jouself vir die Here. Mense moet maar dink en sê, jy het lewendig geword deur die Gees. Amen. Dis die Gees wat lewend maak. Wat maak die vlees? Die vlees maak dood. Hallo. Die vlees maak dood. Hy het nadele. Hy maak dood. Maar die Gees bring lewe. Daarom moet jy jou geniet in die teenwoordigheid van die Here en die medegelowiges wanneer jy hier saam is. Jy kan nie meer 'n toeskouer wees nie. Jy behoort aan dieselfde liggaam. Ons almal is deur dieselfde bloed gekoop. Ons almal het Jesus voor gesterwe. Handelinge 10 vers 34. Waar Petrus sê, nou weet ek dat God geen aannemer is van die persoon nie. Hy het nie wit broodjies nie. As die dierbares met my, dan is die inwoning van die Gees om ons sterflike liggame lewend te maak. Dit wil sê, ons was dood, maar hy het ons lewend gemaak deur sy Gees. Daarom kan jy nie nog opereer en hy ou liggaam, hy ou lewe nie. Jy moet opereer in die nuwe lewe, die nuwe liggaam wat Christus geskep het. Amen. Amen. En as die mense sê jy het 'n houding, jy moet 'n houding kry. Want heerlikheid hoe baie kry ek aan die houding. As die dier wat jy kan nie help nie. Wat sê die koortjie, ek kan nie help dat die Here my verlos het. Ek kan nie help nie. Hier is 'n ding binne in jou wat jou dryf. Jy raak excited en niemand kan daai excitement keer nie. Want hierdie ding kom die binnekant uit die gebou uit waar die Heilige Gees Heer en koning is van jou woning. Amen. As die mense, jy kan nie help nie. Jy voel nie binnekant nie, ek gaan net vanmôre net hande klap. En jy weer kom kry heerlikheid. En jy weer kom kry. Jy weet nie waarom nie. Dis net 'n ding wat die binnekant. As die dierbaar is met hy ding trek jou. Jy worry ook nie van die steps nie. Of het nou stadig is en of het vinnig is. Jy sê Hisa. En die dierbaar is met my Hisa. En jy wanneer jy maar gekry. Het maak nie of jy nou vinnig is of stadig. Jy is net op die beat. Die is 61 die dierbaar is. Ja man, dierbaar, ons is hier. Vir Jesus. Die Gees dryf jou. Jy kan nie meer, jy verloor jou selfbeheersing, nie gesonde nie. Jy verloor jou selfbeheersing vir die Heilige Gees. En dit moet 'n voordeel wees. As die mense hier. Die is niks nie. Die wat ek nou nie gooi is niks. Toe ek 'n jong man was. Hey! Nee, dis niks nie.
sê Efese 5:9? Hy sê maar die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Dit is wat nou in ons moet wees. Hier moet goedheid uit jou uitkom. Hier moet geregtigheid verskoon tog uit ons uitkom. Hier moet waarheid, jy lieg nie meer nie. Jy praat nou die waarheid. Maak nie saak of dit in jou in die moeilikheid gaan laat beland nie. God gaan vir jou stry, want jy is nou by die waarheid. As dit hierbaar is met my, jy staan, jy lieg nie meer nie. En ons mense, hulle gaan geld leen, aan lieg hulle aan. Hulle sê sy inkomste is 15.000. Maar hy kry R1,500 'n maand. Net om my geld te leen om in die moeilikheid in te kom. En die Here los jou maar dat jy maar aan die moeilikheid ingaan. Dan gee hy mense daai geld vir jou. Môre kan jy nie bid nie. Jy kan nie Bybel lees nie. Jy kan ook nie reg eet nie. Voorheen was die bord leeg, nou is daar baie kos oor in die bord. Want die eetlus is weg as gevolg van hy leen wat jy gepraat het. As die mense hier, Galasiërs 5:18. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie meer onder die wet nie. Die wet het ons nie ruimte gegee in vryheid nie. Daarom sê 2 Korinte 3:17, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Daarom kan jy nie in jou eie pa se huis soos 'n toeskouer aangaan nie. Jy dan bekeer. Maak nie saak of jy by watter kerk gaan nie. Jy is deur dieselfde bloed losgekoop as al die ander mense. As die mense hier, die voordele van die Heilige Gees wat inwoon, Romeine 8:15, want julle het nie ontvang met die inwoning 'n gees van slawerny nie, om weer te vrees nie, maar julle het ontvang 'n gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Dit wil sê, daar sal 'n verhouding wees met die Vader deur die Heilige Gees wat by ons inwoon. Daar sal 'n verhouding wees. En hierdie verhouding is wat jou innerlike vreugde gee, innerlike blydskap, hy gee hy hele 9 vrugte van die Gees. Daar sal ook nie meer vrees wees nie, want deur die Heilige Gees het ons kinders geword, en kinders ken nie hulle eie vaders vrees nie. Daarom kan ons nie God vrees nie. As die Bybel praat van God vrees, dan moet jy bang wees om God te leer te sien. Maar nou sê 2 Timoteus 1:7, God het sy kinders nie 'n gees van vreesagtigheid, maar krag, liefde en selfbeheersing. Ons het so 'n gees ontvang binne in ons. Ons is nie meer bang nie. Ons vrees nie meer hom wat die liggaam doodmaak en daarna niks kan doen nie. Ons vrees hom nadat hy die liggaam doodgemaak het, ook in staat is om hy liggaam in die hel te werk. In sy naam Jesus. As die dierbare is met my. Ons is nie bang nie. Want hy wat in ons is groter, sterker as hy wat in die wêreld is. Ons het hom ontvang om vreesloos God te dien. Al sal jy hoor wat in die wêreld aangaan, dien jy die Here vreesloos, want jy weet, hy het hierdie hemel en die aarde gemaak. Die voordele is, hy, die Heilige Gees, sal ons ook lei, Johannes 16:13, ons ken hom. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Ons is anders. Wie gaan daai voordele aan ons gee? Net die Here wat dit aan ons kan gee. Dat sy Gees beheer van alles wat hy hoor van die Vader, hy is hier in ons, dan verkondig hy dit aan ons. Dit wil sê, in jou eie reg is ek en u vanmôre profete en profetesse.
Hallo, want die Gees hoor en ons kondig aan. Ons is die instrumente van die Gees, want hy sit die woning. As die dierbare. Maar hy kan nie ons lei as ons sondig met ons tempels nie. Want hy sal ons in die hele waarheid lei. Die hele waarheid. So ons kan nie met hierdie liggame mee sonde doen. Pas jouself of dit is klaar. Dan pas jy God se tempel op. Wat die inwoning van die Heilige Gees verseker. Die Here seën vir ek en u. As daar mense